Amen. Amen. Therapie. Gedankt is de suicide. Maar dan heb ik elkaar van de leraarklas. Maar die nog donker kleren, die lijnen nog. Maar hij is gezien daar. Amen. Ik wil vanochtend weer uit die old school. Old school. Ik wil net eens zeggen dat boodschappen wat die uitgaan zondag negatief maanden aan wat u hoort op de radio's, op de tv's. Dat gaan om mensen wat bij Jezus moet komen. Oud, jong, wat, klein, zwak. Mensen wat bij de Heer moet komen. Want daar is een plek in die Bijbel waar die woord vraagt, waar God vraagt, waarmee zal ik jullie kom bezig vinden? So, dit is een groot voorrecht om op te komen naar de huis van de Heer. Yes. Amen. En het geloof die Heer is baie tevreden als hij jou hier komt. Als hij jou hier ziet. Amen. In de huis van de Yes. Heer. Amen. Ik heb net een paar vragen. Wat ik wil dat je moet beantwoorden. Je moet het zelf beantwoorden. Als je kijkt naar Johannes, hoofdstuk 21, de opschrift verschijning van Jezus bij de zee van Tiberias. Opschrift. Ja, als je zo kijkt vanaf vers 10 af. Jezus zei vir hulle, breng van die visse wat julle nou gevang het. Simon Petrus het in die skip geklim en die net op die land getrek vol groot visse. 153 in getal. En alhoewel daar so baie visse was, het die net nie geskeur nie. Yes. Jezus sê vir hulle, kom eet. En niemand van die disciples het gewaag om hom te vra, wie is u nie? Omdat hulle wist dat dit die Here was. En Jezus het gekom en die brood geneem en dit aan hulle gegee en so ook die vis. Dit was al die derde keer dat Jezus aan sy disciples verskyn het, nadat hy opgestaan het uit die dode. Toe hulle dan klaar was met die môre ete, vra Jezus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Sy antwoord was aan die Here, meer as hulle hier. Die Here het gevra, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? Hy antwoord hom, ja Here,
U weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers bly. Vers 16, hy vra hom weer, die tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom, ja, Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. Vers 17, hy vra hom die derde maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die derde maal vra, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape weid. En my vraag vanoggend is, aan myself, aan elkeen van u, het gesê, moenie antwoord nie, antwoord jouself. Yes, amen. As die Here vanoggend kom, en hy druk op my naam, Yes. hy vra vir my, Pieter Fransman, het jy my lief? Het jy my waarlik lief? Wat gaan my antwoord vanoggend aan hom wees? As ek seker ek het die Here lief, soos wat hy lief gehad wou wees, soos wat hy lief gehad moet wees of word. Het ek hom ernstig, het ek hom uit my hart uit lief. Of het dit maar gewoonte geword. Het dit maar gewoonte geword dat ek maar net opkom naar die huis van die Here, om die pastoor tevrede te stel. Hy vra moet ek vir myself vra. Hy vra moet ek vir myself antwoord. Yes. En die Here het my baie seker gemaak, het om 3 keer dieselfde vraag gevra. Het sy my waarlik lief? Het sy my goed? En hy het elke keer geantwoord. Dan is daar 'n opdrag. Yes. Pas my skape op. Laat my lammers weid. Yes, amen. Dan het ek nog 'n vraag. Ek sê weer, ons vraag, die vraag vir ons antwoord, ons gee die antwoord vir ons self. Yes. As hy kom, soos die klokkie sê, hy sê as hy kom op die wolke van die hemel, elke oog sal hom sien. Elke knie sal moet buig en elke tong sal moet bely dat hy die Christus is. Sing ons die koortjie, as hy kom hy haal net die wat syne is. Wie is syne? Kan ek met sekerheid sê, ek is syne? Kan ek met sekerheid sê? Antwoord lê by my. Die Here pleit by u en by my, om nie die onderlinge byeenkomste te versem, so sommige dit doen nie. Dit is tyd, geliefdes, dat ons, ek en Kluis, vir God ernstig moet opneem. Het voel vir my, ek neem nie vir God ernstig genoeg op. Ek neem hom te ligtelik op. Ek dink ek het die Here lief.
maar kan ek dit met sekerheid aan hom bewys? Dit is die vraag wat ek vir myself moet antwoord. En dat ek nog Filippense hoofstuk 2. Jy gaan dit net lees tot eer van die Here. As daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Vers 7, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk geword en in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself vernedig deur gehoorsaam te word aan die dood toe, tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot die heerlikheid van God die Vader. Daarom, my geliefdes, soos hulle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Want dit is God wat in julle werk, om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Doen alles sonder murmurering en teespraak. Sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld, deurdat julle die woord van die lewe vashou, my tot 'n roem teen die dag van Christus, dat ek nie verniet geloop of verniet gearbei het nie, maar al word ek as 'n drankoffer uitgegiet oor die offer en bediening van julle geloof, verbly ek my saam met julle almal, en om dieselfde rede moet julle ook bly wees en julle saam met my verbly. Die Here seën sy woord in die hart. Amen. Ons kan dit dus oorsluit, ons getroue Here in die hemelse Vader. Ons kom weer vanoggend, vanmiddag, Here Jesus, om aan U die lof en die eer te kom gee in die wêreld. Here, want dit kom U vanoggend toe, Here.
Here, ons glo vanoggend, Here Jesus, daar is iets wat ons kan gehoor het vanoggend, Here Jesus, wat ons saam met ons kan neem, liewe Here. En dankie, liewe Here, dat die week wat voor lê, Here, dat U elkeen sal versterk, liewe Here. Here, hulle wat vandag nie kon wees, weens omstandighede, Here. Weet ons, Here Jesus, U seën gebied oor hulle almal, Here Jesus. U seën word oor hulle en die liefde word oor hulle uitgestort in Jesus naam. Dankie, Here. Amen. Die Here seën. Amen. Vader, baie dankie vir elke woord vanmôre. Dankie dat ons sê van ons die lammers laat wy en ons moet die skape oppas en ons moet die skape laat wy. Here, hierdie drie dinge staan soos 'n paal bo water in elke gemeente, dat ons moet disippels maak van alle nasies. Dankie vir die woord vanmôre. Dankie dat U ons weer by 'n plek gebring het waar ons, Here, by aan 'n hand in eie boesem kan steek en kan sê, Here, ek staan skuldig vir hierdie saak, want ek doen nie altyd wat U van my verlang en van my vra nie. En dat U ons vandag weer leer om die goeie stryd te stry, sodat ons die wedloop kan volëindig. Die geloof in Jesus naam. Amen. So van die bidden sien. Die Here sal ons seën en ons behoed. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons verhef en hy sal vir ons sy vrede gee. En o mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onze Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees sal met ons wees en met ons bly totdat Jesus kom. En omdat ons sy koms verwag, sê ons amen. Amen.